Cristiano Ronaldo. Daai naam. Vir so baie mense is hy die beste sokkerspeler wat nog ooit geleef het. Maar wat presies maak iemand 'n legende? In hierdie ontleding kyk ons 'n bietjie dieper na die syfers, die trofee en ja, die man agter die hele fenomeen. Om Ronaldo se impak regtig te verstaan, moet ons eintlik by daardie een diep vraag begin. Is dit dalk net die doele? Is dit daar verstommende, amper absurde hoeveelheid doele wat hy oor jare aangeteken het? Hierdie getal, en dis 'n amptelike getal, deur FIFA erken. Dit plaas hom letterlik op sy eie troon, heel bo aan die lys. Dis die fondament van sy hele storie. So, kom ons begin reg daar. Ja, sy aanspraak as een van die bestes ooit begin met hierdie een, amper met doonlose vermoë om daai bal in die net te kry. Of dit nou met sy regtervoet, linkervoet of sy kop is, hy kry dit gedoen. En dink net hieraan. Hierdie ou is gebore op die klein eilandjie Madeira. Sy pad na die heel boonste sport van die wêreld se gewildste sport? Wel, dit was alles behalwe gewaarborg. En dit maak alles wat hy bereik het net soveel meer indrukwekkend. Maar kyk, om 'n doelskieter te wees is een ding. Sy hele loopbaan op sigself is 'n merkwaardige storie, 'n reis oor die hoogste pieke van Europese sokker. Kyk net hierna. Dit begin in Portugal, hy word 'n wêreldster by Manchester United en dan daai wêreldrekord skuif na Real Madrid en selfs daarna Italië, weer terug na Engeland en nou 'n heel nuwe hoofstuk in Saudi-Arabië. Hy het konstant nuwe uitdagings gesoek, nuwe ryke om te verower. Maar daar is 'n plek waar hy verander het van 'n superster na 'n absolute onsterflike legende en dit was gedurende sy 9 jaar in Spanje. 5. Dis die getal. Dis hoeveel keer hy aangewys is as die heel beste speler op die planeet en daai gesogte Ballon d'Or toekenning gewen het. Dis sokker se hoogste individuele eer. En jy kan nie oor Ronaldo praat sonder om oor Lionel Messi te praat nie. Sy tyd aan die bopunt is gedefinieer deur hierdie ongelooflike historiese tweestryd. Hulle het mekaar net aangevuur tot ondenkbare nuwe hoogtes en 'n hele generasie se sokkerervaring gevorm. By Real Madrid het hy nie net vir die span gespeel nie, hy het die plek sy eie gemaak. Hy het die rekordboeke letterlik herskryf. Topdoelskieter vir die klub ooit, topdoelskieter in die Champions League ooit, en hy het hulle gelei na 4 Champions League titels. Sy stempel is vir altyd daar afgedruk. So, jy het al hierdie klip sukses. Wat bly dan oor? Wel, vir hom het een uitdaging bo die res uitgestaan, om glorie vir sy tuisland te wen. En hy het dit self gesê, hierdie aanhaling wys jou presies wat 'n geweldige druk en diep persoonlike begeerte hy gevoel het om vir sy nasie 'n trofee te bring. En wraggies, hy het dit gedoen. As kaptein het hy Portugal gelei na die eerste groot internasionale trofee in die land se hele geskiedenis. Dit het sy plek as 'n nasionale held vir ewig en altyd vasgemessel. En sy internasionale rekords, bal, hulle praat vir onsself. Dit wys jou 'n ongelooflike naamlewendigheid. Hy is nie net sy land se topdoelskieter nie, hy is die wêreldsin. Die eerste man in die geskiedenis wat in 5 verskillende wêreldbekers kon aanteken. Dis op 'n ander vlak. Maar Ronaldo se invloed stop nie wanneer die eindfluitjie blaas nie. O nee, dit strek soveel verder as daai 90 minute op die veld. Dink 'n bietjie oor hierdie getal. 670 miljoen. Dis sy aantal volgelinge op Instagram alleen. Dit maak hom die mees gevolgde persoon op die hele platform. En daai tipe sosiale bereik, wel, dit vertaal direk na 'n wêreldwye besigheidsryk. Dit bevestig sy status as een van die beroemdste, mees bemarkbare atlete wat nog ooit geleef het. Maar, soos met so baie van hierdie reuse figure in die geskiedenis, is sy nalatenskap een van beide enorme respek en nogal komplekse debat. En dis eintlik die kern van sy loopbaan, hè? Aan die een kant het jy hierdie onbetwisbare, historiese grootsheid op die veld. En aan die ander kant het jy 'n openbare persona wat mense se opinies, wel, dikwels sterk polariseer. So as ons nou op alles terugkyk, is die vraag nie regtig of hy groot was nie, dis 'n uitgemaakte saak. Die vraag is, hoe gaan hy onthou word? As die perfekte atleet, 'n wêreldwye ikoon, of dalk iets heeltemal anders? Die antwoord lê dalk in hoe elkeen van ons grootsheid self definieer.